if you pray for your breakthrough and you run as fast as you can to catch that breakthrough, to catch that train, and you get it, and then you know it's from God. And if you don't get it, then you know it's not from God. So hoe wonderlik is dit nie, wanneer ons regtig ons kan bring, wanneer ons hardloop so vinnig soos ons kan, en ons bid vir die Here vir hierdie deurbraak, en ons kry dit nie, dan weet ons dit is nie van hom af nie. Want ons weet ook dat hy sien die groter prentjie, want ons vertrou in die Here, so ons gebed is in geloof, en dan rus ons in daai wete, dat as ek my kan doen, as ek vir 'n marathon wil hardloop en ek train vir dit, dan moet ek train daarvoor. Ek kan nie net een keer 'n maand gaan oefen en sê, okay Here, help my om hierdie marathon te hardloop, en dan verwag dat ek dit kan doen nie. Ek moet daai werk insit, maar wanneer ek daai werk insit, en ek weet dat die Here is met my, en hy gaan my die krag gee om dit te doen, dan gaan hy dit vir my doen. En dit is so met enige deurbraak in ons lewe, met besigheid, met 'n nuwe werk, 'n onderhoud, met ons kinders, wat ook al ons vir die Here vra vir sy hulp om ons te help mee. En ons weet dat ons bring ons kan, dan hy gaan vir ons help daarmee. En so ook vertrou ons hom in dit. So die wonderlike geskenk wat ons kry as kinders van God is die rus. Die bonatuurlike rus wat jy in jou Vader het om te weet dat hy gaan dit doen en ek kan hom vertrou. So, hoe lyk jou houding wanneer jy wag? So, toe wil ek oefen, toe wil ek hardloop na hierdie trein toe, dan is dit nog so waiting till I get the train, till I catch the train, and maybe if it's not this train, it's the next train. So, die rus in die Here. In Psalm 37 vers 7 staan daar, be still before the Lord and wait patiently for him. En dit vir my is persoonlik is nogal 'n moeilike ding. Ek's 'n baie persoon. So daai wag. Die rus is vir my makliker, maar die wag. Romans 8 vers 25 sê, but if we hope for what we do not yet see, we still wait for it with patience. So om geduld te hê in ons wag, om op God te vertrou en om geduld te hê, toe wil ons vir hom wag. Psalm 27 vers 14 sê, wait for the Lord, be strong and take heart. So toe wil ons wag vir hierdie trein of vir die volgende trein. Hoe is ons gemoed? Rus in hom of is ons angstig? Is ons angstig wanneer ons wag? Is ons gestres? Weet ons nie wat ons stres oor wat môre gaan gebeur? Ons stres, is dit die regte een? Is dit nie die regte een nie? Gaan die Here dit vir my doen? Is dit van God af of is dit nie van God af nie? Al hierdie stres en al hierdie dinge, maar ons kan gaan rus in hom en weet dat op sy tyd, at the appointed time, God will bring it through. God werk alles vir die goed op sy tyd. En hy sê net, take heart and wait, be strong and take heart. So hoe wonderlik is dit nie vandag om te hoor, dat take heart, weet dat God is vir ons, en soos wat ons op hom vertrou, soos wat ons kan doen, dan wag ons op hom om daai breakthrough te bring. Dan wag ons om die regte breakthrough, sal hy dit doen. Die regte tyd sal hy daai breakthrough bring. So wees gerus vandag, dat jy kan rus in God, en weet dat hy is vir jou, en nie teen jou nie. God gaan op sy tyd daai deurbraak vir jou bring. Jy kan nou rus in hom. Terwyl jy jou kan doen, terwyl jy oefen, terwyl jy tyd saam met hom spandeer, terwyl jy nog steeds daai dissipline toon, weet jy, dan kan jy rus in hom. Okay, julle moet 'n geseënde dag hê. Bye!